Eksodus hoofstuk 20, ek lees daar van vers 1 af. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees tot sover. Teksgedeelte is dan van vers 4 tot vers 6, ek lees dit net weer vir julle. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. In hierdie jaar vier ons die 500ste herdenking van die hervorming. 500 jaar gelede het Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgespijker. En daardie 5 stellings maak Luther protes teen die misbruike wat daar in die Romeinse kerk was, teen die dwalinge wat daar ingesluip het, veral die dwalinge in verband met die verlossingsleer, wat basies die genade van God heeltemal ontken het. Maar ons weet dat daardie vonkie van Luther, en selfs John Wycliffe en John Huss, meer as 100 jaar voor Luther, net die begin van die hervorming was. Ja, ons weet dat Luther baie van die kernaspekte van die Romeinse leer bestry het, maar daar was nog steeds oorblyfsels van Rome in die protestantse kerke. En selfs vandag nog, 500 jaar later, is daar steeds oorblyfsels van Rome, sowel as ander wangebruike in die protestantse kerke en selfs in gereformeerde kerke, insluitende hier in ons eie gemeente. Maar waarvan praat ek? Waarom praat ek hier oor die hervorming? Waarom praat ek oor reformatie, terwyl ons besig is om te kyk na die 10 gebooie? Die rede daarvoor is omdat ons vandag by die tweede gebod kom. En dit is juis op die beginsel van hierdie gebod wat hervorming genoodsaak word. In 'n sekere sin kan ons sê dat dit een van die goeders is wat in hierdie gebod gebied word. Dat ons moet aanhou hervorm, moet aanhou reformeer. Ons moet aanhoudend na ons gemeente kyk, na ons eredienste kyk, ons moet aanhoudend na onsself kyk, in teenstelling met God se woord, en ons moet daarin kyk hoe ons tekortskiet. Ons moet daarin kyk waar ons foute lê, en ons moet daarvan bekeer en terugkeer na die woord van God, na die suiwer leer
en suiwer vorm van aanbidding. Nou ons kan natuurlik in 'n sekere sin dit van al die gebooie sê, nie waar nie? Ek bedoel, ons behoort onsself te meet aan elke gebod wat daar is. En daarinteen behoort ons raak te sien dat ons foute het, en dan moet ons onsself bekeer daarvan. Maar elke gebod raak 'n spesifieke ding aan waarin ons moet bekeer. Dit raak spesifieke sondes aan. Die eerste gebod byvoorbeeld forceer ons om seker te maak dat ons besig is met die ware God. Dit forceer ons om seker te maak dat ons hom, die Here, die God van die Bybel, as ons Here aanvaar, dat ons hom as ons enigste God in ons hart aanvaar en dat ons op hom alleen vertrou en hom alleen dien. Die 8ste gebod, as 'n ander voorbeeld, forceer ons nou weer om te kyk of ons siening oor eiendom, veral ander mense se eiendom, op die regte pad is. Is dit volgens die wil van God reg? Maar wat van die tweede gebod? Waarop lê hierdie spesifieke gebod klem? Ek het so 'n paar weke gelede, toe ons nog na die inleiding gekyk het, na die 10 gebooie, het ek kortliks verwys na die moeilike onderskeid wat daar is tussen die eerste en die tweede gebod. En hierdie onderskeid is eintlik so klein, dat daar sommiges is wat geen onderskeid daarin sien. Hulle sien dit eintlik maar as dieselfde gebod. Dit beteken eintlik maar dieselfde ding. Maar tog is daar 'n onderskeid. Daar is tog 'n onderskeid. En hoe dieper 'n mens hierdie gebooie bestudeer, hoe duideliker sien 'n mens hierdie gebooie as afsonderlike gebooie. Hoe duideliker sien 'n mens die onderskeid tussen hierdie twee. Nou die lyn is baie fyn. Die lyn bly fyn tussen die twee, en dit is natuurlik so dat iemand wat die tweede gebod oortree, uiteindelik gewoonlik ook die eerste gebod oortree. Of so 'n persoon is in ernstige gevaar om die eerste gebod te oortree. As daar 'n oortreding van die tweede gebod is en daar word nie daarvan bekeer nie, dan lei dit omtrent in alle gevalle tot 'n direkte oortreding van die eerste gebod. Dis waarom hierdie gebod met so 'n ernstige waarskuwing te paart gaan. Die Here waarsku in hierdie gebod die volgende. Hy sê, God besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat hom haat. So, wat God daar doen is, hy waarsku ons dat volharding in die oortreding van hierdie gebod ernstige langtermyn nagevolge het. Dit ernstige gevolge vir die geslagte wat kom selfs. Hy waarsku ons dat die oortreding van hierdie gebod ernstige degeneratiewe effekte het. Met ander woorde, as daar 'n oortreding daarin is, dan raak dit al hoe erger. Dit gaan al hoe meer agteruit. Maar kom ek verduidelik dit, deur terug te verwys na ietsie waarna ons laasweek reeds gekyk het. Wel, eintlik en die week voor dit. En ek hoop dan in die lig daarvan, as ons terugkyk daarna, dat ons hierdie onderskeid tussen die eerste en die tweede gebod beter sal kan verstaan, en dat ons dan tot 'n beter verstaan sal kan kom en onsself in die lig van daardie dinge sal kan sien, en sal kan sien waar ons tekortskiet daarin. Dit voordat ons by die praktiese sy van hierdie gebod uitkom. Voordat ons kom by wat spesifiek gebied en verbied word, wil ons eers kyk wat in die geheel, waaroor gaan hierdie gebod in die geheel. En ons het gesien dat die eerste gebod van ons vereis dat ons God moet leer ken vir wie hy werklik is. Ons moet God leer ken vir wie hy in sy woord sê hy is. Ons moet hom aanvaar as ons enigste God, en ons moet op hom alleen vertrou. Daarinteen word ons in die eerste gebod verbied om ons eie idees op te maak van wie God is. Ons mag nie sommer maar net dink, ons dink God is so, en dan, want die oomblik as ons dit doen, dan is ons besig met 'n ander God. Ons is besig met 'n God van ons eie gedagtes, wat niks uit te waai het met die God van die Bybel, wat vir ons daarin geleer word nie. Ons mag nie vir onsself gode opmaak en daardie gode aanbid en dien nie. Ons moet bly by die enigste ware God. Maar ons het daar 'n voorbeeld gebruik van die afgod Baal. Baal wat eintlik 'n fertiliteits- of 'n voorspoedsgod was, nê.
Jy het byvoorbeeld jy het offers aan hom gebring, jy het allerlei rituele deurgegaan en allerlei goeders gedoen. Die Baal-aanbidders het selfs hulle self gesny en al sulke goeders gedoen. En dan wanneer jy nou dit gedoen het, dan beloof hierdie God nou vir jou 'n voorspoedige oes. Nee, jou oeste gaan voorspoedig lewe, wat beteken dat jy rykdom verkry, nee. Presies dieselfde wat die welvaartsgodsdiens vandag doen. Jy bring offers aan God, jy gaan allerlei rituele deur en dan sal dit goed gaan met jou. Dan sal jy wel rykdom en gesondheid en al daardie dinge sal jy hê. So op die einde van die dag kom dit eintlik daarop neer dat daardie mense eintlik Baal aanbid. Hulle aanbid eintlik Baal, hulle aanbid nie werklik die Here nie. Maar dis nie waar dit begin het nie. Dis nie waar dit begin nie. Hierdie mense het nie eendag daar gesit en dink hulle, weet jy, ons is nou moeg om die Here te dien en ons wil nou Baal dien. Jy weet, so kom ons begin Baal dien. Dis nie waar dit begin het nie. Dit is mense wat die Here wou aanbid. Nou, kom ek onderbreek myself net eers gou. Ek wil net gou ietsie duidelik maak voordat ek verkeerd verstaan word. Ek stel nie belang om oor die welvaartsgodsdienst te praat. Dis die punt. Nee, ek wil nie my poging hierso is om nie om te wys hoe verkeerd hulle is of enigiets nie. Ek probeer dit as 'n voorbeeld gebruik om vir u 'n duidelike kontras te stel. Ietsie wat ons duidelik as 'n uiterste voorbeeld kan raak sien. En wanneer ons dit sien, wanneer ons sien hoe daardie dinge verkeerdelik is, in die lig daarvan het ons geneigd om dan baie makliker ons eie foute raak te sien. Want dis waaroor dit gaan. Dit gaan hier oor ons wat ons self moet ondersoek. Dit gaan nie oor ander mense nie. Dis net 'n voorbeeld wat gebruik word. So, as ek terug kan kom daarby. Toe die welvaartsgodsdienst begin het, is ek seker daarvan was nooit enigiemand wat enigsins selfs die idee gehad het om 'n ander God as die Here te dien. Regtig, dit is nie hoe dit gebeur het nie. Selfs vandag nog. Daai mense gaan nie en dink, jy weet, ons dien 'n ander God nie. Hulle sê hulle dien die Here. Hulle dien hom. Hulle het geen gedagte gehad om af te wyk van die ware God van die Bybel af. Nee, dit is die Here wie hulle aanbid. Die enigste verskil, soos wat hulle sê, soos wat hulle daai tyd gesê het, soos wat hulle nog steeds sê, is dat hulle die Here net op 'n ander manier dien. Nee, hulle dien die Here maar net so 'n bietjie op 'n ander manier as wat dit nog altyd gedoen is, nee. Net soos wat ons die Here op 'n ander manier dien as in die Romeinse kerk of in die Anglikaanse kerk of ander kerke. Nee, dit is maar net 'n ander manier om die Here te dien, nee, of wat ook al. Dit is met ander woorde heeltemal ietsie anders as die Hindus of die Moslems of selfs die Mormone en die Jehova getuies wat so ver afgewyk het van die ware God dat hulle selfs in teorie, as jy gaan kyk na hulle amptelike belydenisse, dan is dit totaal en al 'n ander God. Dit het niks meer met die God van die Bybel uit te waai nie. Dit is nie meer die drie enige God van die Bybel wat daar gedien word. Die welvaartsgodsdienst mense, sover ek weet, bely saam met ons die apostoliese geloofsbelijdenis. Hulle sal heel waarskynlik selfs saam met ons Nicea en die geloofsbelijdenis van Athanasius bely. Maar soos wat hulle sê, hulle dien die Here net op 'n ander manier. Nee, net op 'n ander manier wat hulle dit doen. Maar jy sien, dit is juis die punt. Dis juis die punt. Dit is waar die tweede gebod ter sprake kom. En dit is presies waar ons hierdie degeneratiewe effek daarvan begin raak sien. Jy sien, terwyl die eerste gebod daaroor gegaan het dat ons die Here alleen moet aanbid, dat ons hom alleen moet dien, handel die tweede gebod oor hoe hy aanbid wil word. Dit gaan oor hoe hy aanbid wil word. En dit is ongelukkig op daardie punt wat ons geneig is om so baie maklik af te dwaal. Sien, onder die vaandel van ons dien daarom nog die Here, ons doen dit net op 'n ander manier, begin 'n mens stadig afdwaal en uiteindelik 'n generasie of 2 later, soos wat God waarsku in hierdie gebod, is dit glad nie meer God wat gedien word nie. Dit is eintlik heeltemal 'n ander God wat gedien word. Presies dit het gebeur in die tyd van die rigters en die vroeë konings. In hoofstuk 17 van Rigters lees ons van 'n man met die naam Micha. Dis nou nie die profeet Micha nie, nee, dis Micha wat graag die Here wou dien. Hy het 'n begeerte gehad om die Here te dien, maar natuurlik soos wat die geval was in Rigters, ons lees aan die begin van Rigters mos, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë, nê.
En so was dit met Micha ook die geval. Hy wou graag die Here gedien het, maar hy het dit gedoen soos wat reg was in sy eie oë. Nou, hy het dit op sy eie manier gedoen. Hy het gegaan en hy het 'n tempeltjie gebou en hy het 'n paar beelde opgerig en toe gaan hy selfs en hy huur vir homself 'n Levitiese priester om vir hom in te tree voor die Here, nee. Maar soos wat die sonde teen die tweede gebod werk, is dit nooit geïsoleer net tot een geval nie. Want nie lank daarna nie lank nadat Micha daardie dinge gedoen het nie, toe het die stam van Dan daardie selfde aanbiddingsrituele aanvaar. Hulle het dieselfde ding begin doen. Die hele stam word daardeur besmet, deur daardie valse aanbidding wat deur een persoon begin is, Micha. En dit was 100 jaar later, denk 100 jaar later, net na die koninkryk in twee geskeur het. Nou die koninkryk het mos in twee geskeur net na Dawid, nee. Toe skeur die koninkryk in twee. En daar was toe koning Jerobeam. Jerobeam gaan toe in die noordelike koninkryk, Israel, en hy rig twee goue kalwe op, om die Here te dien. Want, het hy gesê, hoekom het die mense hier in die noorde nou die hele tyd afgaan na Jerusalem toe om die Here daar in die tempel te gaan dien? Dit is mos nou baie meer prakties om die Here hier te dien. Nee, ek meen hier in die stad van Dan en in die stad van Bethel gaan skep ons geleenthede, het ons tempels en die mense kan so toe gaan in die Here dien. Waarom moet hulle nie heelpad afslep na Jerusalem toe? Ek meen, dit werk beter so. Nee, dit werk mos beter, nee? En so sien ons hierdie okkultiese aanbidding van die Here, wat versprei na 10 van die 12 stamme van Israel. 10 van hulle word direk daardeur geaffekteer. En toe, 3 konings later, 40 jaar na Jerobeam, word Agab die koning van Israel. En teen hierdie tyd het die aanbidding van die Here in Israel so ontaard. Dit het soveel okkultiese vorms aangeneem, dat dit nie veel gevat het vir Agab om die hele noordelike koninkryk in Baal-aanbidding in te lei nie, direkte Baal-aanbidding. Dit het begin met een persoon, Micha, wat die Here maar net so bietjie anders gedien het. Net so bietjie op 'n ander manier aanbid het. Net dinge so bietjie anders gedoen het. Tot 10 stamme, wat die Here net so bietjie anders aanbid. Tot 10 stamme, wat totale valse gode aanbid. Dis waartoe dit gelei het. Dit begin met een persoon wat die tweede gebod verbreek het, tot 'n hele volk basies, wat in totale afgodsaanbidding gelei is. Totale afgodsaanbidding. Kan jy sien die 3de en die 4de geslag van die wat my haat en my gebooie nie onderhou nie? Dis daardie degeneratiewe effek daarvan. Broer en suster, die punt van die tweede gebod is dat God op 'n bepaalde manier gedien wil word. Hy wil op 'n bepaalde manier gedien word. Hy het sekere vereistes in plek. Hy het sekere beginsels daar gestel in verband met hoe hy aanbid wil word. Daar is sekere dinge wat hy in sy woord verbied, sekere dinge wat ons nie mag doen nie, en daar is sekere dinge wat hy gebied, sekere dinge wat hy vir ons sê, julle moet in die kerk doen. Wanneer julle my aanbid, moet julle dit en dit en dit doen, en so mag julle nie maak nie. Daar is eenvoudig sekere riglyne daar. Dit is nie net vir ons om te maak soos wat ons wil nie. Ons mag nie die pad van Micha stap en sommer maar net besluit dat ons van beter weet in ons dag. En ons kan die Here maar nou op ons eie manier dien nie. Maar jy sien, die groot ding is, ergens in daai tyd tussen Micha en Agab, moes daar 'n koning of 'n rigter of iets opgestaan het, ten minste een van die konings, tussen Jerobeam en Agab, moes hierdie ding gestop het. Ergens moes een van hulle dit raak gesien het en daardie beelde gaan afbreek het. Hulle moes die vals tempels wat gebou is, afgebreek en die priesters wat gehuur was, moes hulle weggestuur het. Iemand ergens moes dit gestop het. Hulle moes gaan soek het na die wil van God, deur die ware profete te raadpleeg. Elia en Elisa was profete in die noordelike koninkryk, as hulle geluister het.
en agting daaraan gegee het, dan kon hulle dit gestop het. En besef julle, dit is nie net vals aanbidding, verkeerde aanbidding van die Here nie. Hulle kon gestop het dat die mense in Agab se tyd Baal aanbid. Hulle kon gestop het dat die 10 stamme van Israel in ballingskap ingelei het. Hulle kon voorkom het deur dit te stop dat die 10 stamme van Israel vandag weg is. Dis weg. Hulle is weg as gevolg van Baal aanbidding, as gevolg van een man wat besluit het, ek wil die Here dien op my manier. Ek weet van beter. Ek sal doen wat reg is in my oë. Dit werk beter om die Here so te dien. Een man. Daardie hele tragedie van die 10 stamme van Israel wat verdwyn het, het begin by een man wat dit gedoen het. Dit het gelei daartoe dat al hierdie dinge gedoen is. En hy het dit in opregtheid uitgedink, hy doen die regte ding. Dit was reg in sy eie oë. In plaas daarvan om moeite te doen en die wil van God te gaan soek. Dis waar dit begin het. Dis waar dit begin het en dit het gelei tot Baal aanbidding in Israel en 10 stamme wat verdwyn het. Hervorming was nodig in Israel. Eerens moes daar 'n hervormer opgestaan het. In Juda, die suidelike koninkryk, het baie van dieselfde goeders gebeur, né? Daar was ook tye wanneer daar konings gekom het wat droog gemaak het. Konings wat ook hulle eie maniere van aanbidding wou invoer en allerhande goeders, rituele en goedjies ingebring het. Maar elke keer dan het daar weer 'n goeie koning gekom en hy het dit raak gesien en hy het die goeders gestop voordat dit verder gegaan het en hy het die volk teruggebring na die suiwer aanbidding van die Here volgens sy wil. Daardie goeie konings was die hervormers van daardie tyd. Hulle was hervormers, net soos wat Luther, Calvin, Zwingli, die Puriteine hervormers was van hulle dag. Toe die kerk begin afdwaal het van die Here se wil, toe die kerk begin het om hulle eie idees te volg, het daardie mense dit raak gesien en hulle het dit gestop. En hulle het probeer om die mense terug te keer en die aanbidding van God suiwer te maak, volgens sy woord, terug te bring na die oorspronklike fokus daarin, sodat die volgende geslag wat sou kom, 'n suiwerder aanbidding van God sal hê, in plaas daarvan dat die pad van Israel gestap word, waar dit net agteruit gaan, totdat aanbidding van God totaal en al verdwyn. Dis waaroor die tweede gebod gaan. Die suiwer aanbidding van die Here. Die suiwer aanbidding van die Here. En dis iets waarmee ons nog steeds besig moet wees, in ons eie gemeente. Ek meen, dit is, soos ek vroeër gesê het, dis maklik om na ander mense te kyk, nê. As kyk na ander mense, nee, hulle doen hierdie dinge verkeerd, nou, hulle doen daardie dinge verkeerd, en so, dis maklik, nê. Sien dit baie, maar wat van onsself? Wat van onsself? Is ons seker dat die aanbidding wat ons hier het, so suiwer is, volgens sy woord? Liewe broer en suster, net omdat ons ietsie nog altyd so doen, maak dit nie noodwendig reg nie. Maak dit nie noodwendig reg nie. Net omdat hierdie 'n ding is wat vir honderde jare so gedoen word, beteken nie dit is suiwer aanbidding van die Here nie. In Micha se tyd, in daai tyd, dit is vir 140 jaar op daai manier gedoen. Kyk waar dit gelei. Net omdat dit vir 'n lang tyd gedoen word, maak dit nie meer reg nie. En die probleem is natuurlik, ons stryd is nie net gewik teen tradisionele verkeerdhede nie. Dit is nie net goeders wat nog altyd so gedoen word, waarteen ons stryd is nie. Daar's die heeltyd ander idees, mensgemaakte idees, nuwer idees wat wil insluip ook die heeltyd. En ek bedoel, dink aan, in die Romeinse kerk, waar daai goedjies begin? Al hierdie mensgemaakte rituele wat hulle het, waar het begin? Dit het begin by hulle wat besluit het, weet, as ons dit of dit so doen, as ons daardie dingetjie doen, as ons dit bou en dat bou en sulke beelde opsit en daai goeders, dan gaan die mense beter verstaan. Dan gaan hulle beter verstaan. Dis wat die Heidelbergse Katekismes noem die boeke van die leuke. Die boeke van die leuke. Dis wat die Romeinse kerk gedoen het. En ongelukkig het ons nog steeds sekere van daardie dinge in gebruik. En vandag sluip daar nog steeds allerhande vreemde, onbybelse gebruike in, ook onder die vaandel van, as ons dit doen, of as ons dat doen, dan sal die mense meer van ons hou, dan sal ons meer populêr wees.
As ons liewer daai ding nie meer doen nie. Jy weet, kom ons los daai ding maar liewer uit. Dan sal daar minder mense wees wat uit die kerk uitgaan. Dan sal ons meer jong mense intrek in die kerk in. Dis wat gebeur. Wat God wil hê, hoe God gedien wil word volgens sy woord, dit maak nie regtig saak nie. Solank ons net die Here dien. Hoe ons hom dien maak mos nie regtig saak nie. Maar dit is mos nie, wat maak dit nou saak nie. Solank ons opreg is. Solank ons opreg is en ons dan kan ons dit doen soos wat ons wil, nê. So wat ook al mense gemakliker laat voel. Wat ook al mense beter laat voel, wat ook al hulle motiveer. Dis al wat saak maak. Dis al wat saak maak, regtig, nê. Dis nie wat die tweede gebod ons leer nie. Inteendeel. Die tweede gebod leer ons juis dat God gedien en aanbid wil word soos wat hy graag wil. Volgens sy wysheid, volgens sy kennis, volgens sy heiligheid. Hy het vereistes daar gestel. Nou ons sal volgende week, die week daarop sal ons so 'n bietjie meer besonderhede daarvan kyk. Maar vir nou is dit belangrik dat u sal insien waaroor die tweede gebod in die geheel gaan. Die geheelbeeld daarvan kry. Naamlik dat God op 'n spesifieke manier aanbid en gedien wil word. Dat hy spesifieke dinge gebied en verbied in verband met sy kerk en sy aanbidding. Dit is nie sommer maar net vir elkeen om te maak soos wat hy goed dink nie. God het sekere vereistes daar gestel. Dis waaroor die tweede gebod gaan. En liewe broer en suster, terwyl hierdie gebod te paart gaan met ernstige waarskuwings aan ons, dat indien ons dit oortree, dat selfs ons nageslagte tot ernstige afgodsaanbidding gelei kan word, net soos in die dae van Agab, is daar tog ook 'n seën wat vir ons beloof word, as ons getrou bly daarby, as ons dit getrou onderhou. Jy sien, is dalk bitter moeilik. Dit is baie moeilik. Ons kan dalk ernstige teenkanting kry. Ons kan vervolg word in hierdie wêreld as gevolg daarvan, soos wat die hervormers vervolg is, soos wat die apostels vervolg is, soos wat Jesus Christus, ons Here self, vervolg is. Maar, as ons dit doen, die Here ons God se seën rus op ons. En ons kan weet, as ons hierby bly, en as ons getrou is hierin om hom in suiwerheid te dien en te aanbid volgens sy woord, sal sy barmhartigheid met ons wees. En meer nog as dit, as ons dit doen, sal dit ook ons aanbidding van hom op daardie suiwer manier 'n betroubare getuienis en 'n wonderlike nalatenskap wees vir die geslagte wat kom, sodat ook hulle in hierdie selfde suiwer aanbidding van die Here kan deel met ons. En dat hulle ook, die geslagte wat kom, sy barmhartigheid en sy genade aan hulle sal smaak. Amen.